En toe wil ek al hierdie goeders doen, en sy verstaan nie altyd alles nie, en ek wil net hardloop, en ek sê toe vir niemand van ons skrif, en 2 weke later, toe gee my vrou vir my papiertjie, en sy het nog nooit dit voorheen gedoen nie. Nog nooit voorheen so woord gegee nie, nog nooit voorheen enige so iets gedoen nie, en sy gee vir my papiertjie. En ek daar nie 'n woord ken op daai papiertjie, die presiese woorde is, moenie bekommerd wees nie. Die Here gaan jou 2 visse en 5 broodjies soveel maak dat duisende gaan kry. En toe weet ek, hierdie is die Here. En tot vandag toe is dit 'n woord wat geanker is in my hart. Dis 'n geanker in my lewe. Dis 'n woord waarop ek staan en wat ek die Here vertrou. En dis 'n woord wat, as die Here my roep vir iets, dan sê ek, Here, ek sal eerder uit die boot uit klim en verkeerd wees, as in die boot bly en verkeerd wees. Ek wil nie eendag terugkyk en sê ek moes dit gedoen het, Here, want ek weet, jy wil 2 visse en 5 broodjies baie maak. En ek is miskien daai ou wat net kom met die 2 visse en die 5 broodjies, en ander gaan hardloop daarmee, ander gaan uitdeel, en ander gaan, en die Here gaan dit meer maak, en ander gaan die kos uitdeel en doen, en die mandjies insamel. Maar ek weet, mense, ek weet dit is ons seisoen, dit is ons tyd. En ek het hierdie opgewondenheid in my, waar ek voel, dis nou, dis hierdie. Die Here gaan dit nou doen, want ek sien my lewe ook soos Moses. Moses is gebore en toe sy in Farao se huis, want hy moes daar wees. Hy was 40 jaar, maar hy moes hulle kultuur leer, hy moes hulle taal leer, hy moes hulle verstaan, want hy moes die Here hom eendag terugbring om met hulle te konfronteer. So hy moes presies weet hoe hulle, en hy moes in die koning se huis gewees het, want hy moes geweet het hoe hierdie Farao's dink, hoe hulle dinge doen. En toe sy 40 jaar in die woestyn, want die Here wou volk deur die woestyn vat, en Moses moet die lewe van 'n woestyn leer ken. Hy moet die roetes kan ken, want hy moes 'n volk daar deurlei. En miskien het Moses nie geweet, hoekom is ek in Farao se huis nie, want ek is soos die derde wiel, as ek agter op hoe sê mense altyd, hy is agter op die wa, want hy is nie een van die kinders in die huis nie. En ek is seker hy het baie keer gehoor, en baie keer gewonder, maar hoekom moet ek hier wees, bevreemde plek? Ek is eintlik nie deel van hulle nie. En ek dink Moses het ook in die woestyn gedink, wat maak ek hierso? Here, ek het soveel meer potensiaal, ek het soveel meer om te offer, ek kan soveel meer doen, Here, hoekom is ek in die woestyn? Wat wil jy doen? Maar daar was 'n dag wat 'n bos gebrand het in Moses se lewe. 'n Dag wat Moses kant toe gekyk het en iets gesien het wat hy nooit nog voorheen gesien het nie. 'n Dag wat die Here aan Moses verskyn en sê, Moses, vandag is daai dag. Vandag is daai dag, toe jy gebore was, het ek iets vir jou gegee, het ek iets in die hart gedeponeer, en Moses vandag, 80 jaar later, is dit die dag. En Moses het 5 verskonings gehad, want ja, ons is bang, Here Jesus, wat gaan die mense sê? Here, kan ek praat? Here, het ek wat dit gaan kos om dit te doen? Here, het ek hier vermoë? Here Jesus, Moses het 5 verskonings gehad. Maar toe neem hy 'n tree verby daai bos. En dit was nie altyd maklik nie. Maar Moses het dit gedoen en hy het 'n volk deurgelei. En ek glo en ek glo die Here het iets gedeponeer. En ek dink dit wat die Here deur ons gedeponeer het hy in die kerk gedeponeer, maar dit gaan nie oor een persoon nie. Dit gaan oor 'n hele weermag. Dit gaan oor 'n weermag wat saam kan deurtrek. Dit gaan oor 'n weermag wat saam om die mure kan loop. Dit gaan oor 'n weermag wat saam 'n land in besit kan neem. Een ou kan dit nie doen. Dit gaan nie oor een ou nie. En ek is maar net die een met die 2 visse en die 5 broodjies. Maar ek weet die Here gaan nog soveel ander gebruik om soveel groot dinge te kan doen. En ek is opgewonde en ek voel dis ons brandende bos. Maar die Here sê kom, wil julle nie uitstap nie, wil julle nie dit doen nie. Ek glo, die Here het vir elkeen van ons 'n erfenis. Maar hy het nie net vir jou 'n erfenis, 'n erfenis vir jou kinders. Hy het vir 'n erfenis vir mense om jou. En selfs die Here het 'n erfenis. Kom ons bid saam. Here Jesus, kom breek die woord oop vanoggend in ons lewens, Vader. Here, laat die woord 'n openbaring wees, Vader. Kom en praat met ons harte, Here Jesus. Vader, kom vanoggend, Here, en raak ons aan en ons verklaar dat ons nie weer dieselfde sal wees nie. In die naam van Jesus. Amen. So mense, ek het vir jou goeie nuus. Ek wil vir jou sê, elkeen van julle wat hierso is, het 'n erfenis. Elkeen het 'n erfenis. En baie maal is ek nie altyd
bewus van die waarde van my erfenis nie. Baie keer besef ek nie hoe werklik is die erfenis wat ek het nie. En ek wil vir jou lees daarso in 1 Petrus 1 vers 3. Maar ek wil vir jou wys, so hier's ons, ek en jy, ons het 'n erfenis. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Hier's 'n erfenis. Teken maar wolkies, al is die hemel nou nie daar, maar anyway, dit stel die hemel voor. Daar's 'n erfenis vir my en jou in die hemel. Nou mense, is die hemel nie die plek waar ons almal wil wees nie? Ek meen, ek wil in die hemel wees. Come on, nee, dis die plek waar alle joy is, waar alle vryheid is, waar ons gelukkig is en waar ons by 'n tafel feesmaal kan sit. Ek dink die hemel is die ultimate plek waar ons almal is. Ek meen, die enigste ander opsie is hel. So come on, ek dink ons almal wil sê, Here, gee my eerder die hemel. Nee, dis hoekom ons hierso is. Die Here het 'n erfenis in die hemel, maar kan ek vir jou dit sê? Die hemel is ons plek, maar die Vader is ons bestemming. Mense baie keer, en ek weet baie keer dat ek, Here, ek wil tog net in die hemel, en ek onthou toe ek klein was, dat ek altyd vir my sussie gesê, ek is bereid om die vloere te vee daar en die straat te skoon te maak, maar ek wil net daar wees. Ek wil dit net maak. En dit het my gegaan om net in die hemel te kom. Maar weet jy wat mense, daar's iets groters. Daar's 'n plek in die Vader se hart. Want die Vader is ons bestemming. Dis soos wanneer ek vir my familie gaan kuier, bly daar in Natal. Ek gaan nie om in hulle huis te wees nie. Ek gee nie eintlik eers om hoe hulle huis lyk nie. Ek gaan om by hulle te wees. Dit gaan vir my oor my familie. Ek wil met my ma kuier. So ek worry nie oor haar huis nie. Ek worry nie waar sy bly nie. Ek worry nie oor haar toestande nie. Ek worry nie ek meen ek worry oor dit en ek wil net daar goed gaan, maar verstaan, dit gaan nie oor die huis nie. Ek gaan om by my ma te wees. Mense, die hemel, dit is so, ons wil in die hemel wees, dis die plek waar ons wil wees, maar daar's 'n erfenis. Daar's 'n erfenis vir jou en my, en dis die Vader. Ek wil by die Vader wees. Ek wil in sy teenwoordigheid, ek wil hy met my vashou, ek wil hy met my hels, ek wil hy met my sê, dis my seun, ek is lief vir jou, ek is trots op wie jy is, ek wil daar wees, mense, op die skoot van die Vader. Ek wil in sy teenwoordigheid wees, en ek wil hom ervaar as 'n pa. Dis wat ek wil wees. Dis wat ek wil hê. Hy sê, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette en onverwelke ding, dit raak nie op nie. Dit raak nie klaar nie. Dit gaan nie weg nie. Dis die tipe erfenis wat ons wil hê, maar hier is die ding. Hier is die ding. Daai erfenis hang af van wat jy hier doen. Wat jy nou doen. Ek gaan vir jou wys. Jou erfenis in die hemel hang af van wat jy nou doen. Ek wil vir jou sê, kan ek vir jou sê, jy het 'n venster van geleentheid. As hy toe is, hy toe. Jy kom nie terug, jy is 'n one-way ticket. En jou erfenis hang af of jy daai one-way ticket vat. Of jy daai venster van geleentheid sien en of jy dit ja na jaag, of jy dit wil vat, of jy dit nou aanhardloop, na dit toe hardloop en dit vat met alles wat jy wil. Ek wil vir jou sê, moet dit nie mis nie. Moet dit nie mis nie, want daar's net twee opsies. As daai venster toe is, hy toe, jy kom nie terug nie. En jou erfenis hang af van wat jy doen. Dis soos die paas wat gister hulle seuns gebless het. Ons het 'n window of opportunity om hierdie goeders te doen, mense. Vat jou geleentheid. Doen hierdie goeders. Klim eerder uit die boot uit en wees verkeerd, as om in die boot te bly en wees verkeerd. En julle gaan miskien ons borde langs die pad sien soos julle ry. En hulle sê, as nie jy nie wie, as nie nou nie wanneer. Kom aan mense, vat daai venster van geleentheid. Doen daai ding. Nou hoe kry ek dit? Wat moet ek doen? Wat is die ding wat ek moet doen
om daai erfenis te kan verdien, en om daai erfenis te kry. Verdien is miskien nie die regte woord nie, maar hoe erf ek daai erfenis? Wat is daai ding wat ons moet doen? Kom ek lees dit vir jou daarso. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het. Dis dit. Mense, die Here dwing dit nie op jou af nie. Dis 'n keuse, hy kom en openbaar homself. Jesus het nie net gekom aan die kruis te sterf nie, Jesus het gekom om die Vader bekend te stel aan ons, sodat ons hom kan aanneem en deel maak van ons lewe, sodat ons in ons erfenis met die Vader kan instap eendag. Wedergeboorte is die sleutel wat jou erfenis ontsluit en oopsluit. Nou ek wil net vinnig, kan ek net vinnig sê, verduidelik. Want ek het al gesien, baie keer weet ons nie heeltemal wat is die verskil tussen bekering en wedergeboorte nie. So ek wil net dit noem en dan gaan ons aanbeweeg, gaan ek vir julle wys. Baie great man. So wat is bekering? Bekering is 'n menslike aksie. Dis iets wat ek moet doen. Niemand kan dit vir jou doen nie, die Vader kan dit nie vir jou doen nie. Hy gee jou net die geleentheid, maar bekering is iets wat ek moet doen. Bekering het 4 pilare. Die eerste een is openbaring. Die Here kan nie 'n kop kennis vir jou wees nie. Dit kan nie hierbo wees nie. Ek het 5 keer my hart vir die Here gegee op CSV in skool en dit was useless, niks gehelp nie. Want ek geen vrug gedra nie, maar een aand, toe val ek dink was 25, 26, toe val ek langs my bed neer en ek sê, Here Jesus, ek gaan hel toe, red my. En daai aand was dit hier gewees. Dit was 'n openbaring. Ek het hierso die Here ervaar, nie hier nie. So die Here moet 'n openbaring word vir jou. Dit moet brand in jou, dit moet 'n honger wees na Vader God. En dan as dit openbaring word, die tweede stap is geloof. Jy moet glo dat God Jesus gestuur en die kruis gesterf het, dat die Vader jou wil hê, dat die Vader smag na jou, dat die Vader uitroep na jou deur sy Heilige Gees. Jy moet geloof hê dat die Vader is 'n realiteit in jou lewe. En dan nommer 3, is jy moet sterf. Jy moet sterf in jou manier, in jou way, dit wat jy wil doen, en jy moet oorgee aan die Here en sê, Here Jesus, ek lê myself neer. Dis vir die waterdoop ook, dis kom ons mense doop, dis net 'n simbool, 'n getuienis, waar ek vir die wêreld wys, ek het 'n keuse geneem om Jesus aan te neem, ek begrawe die ou mens, en ek staan op as 'n nuwe mens in Christus. Dis hoekom ons mense doop, om daai getuienis bekend te stel, en uit te roep, want die Here sê ons moet getuig. En dis 'n geleentheid wat ons gebruik. So yes, ek moet sterf myself, dan die vierde is, ek moet aksie neem. Ek moet dit doen, ek moet dit stap, ek moet dit sê, ek moet oorgee, ek moet die Here innooi. Dis bekering, mense, dis iets wat ek moet doen. Ek moet besef die Here se realiteit. Ek moet hom innooi, ek moet my lewe neerlê, en ek moet die Here volg. Dis bekering. Wedergeboorte is nie iets wat ek kan doen nie. Dis 'n goddelike aksie. Dis iets wat Vader God doen en dit loop saam met bekering. Wedergeboorte is vergifnis. Dis iets wat Jesus doen. Dis iets wat die Vader doen. Die Here kom en hy vergewe jou. Hy vergewe jou van jou sondes. En dan is dit 'n skoonmaking, soos hy was jou skoon, witter as sneeu. Hy vat al jou sondes, jou verlede weg. Dis iets wat God doen. Ek kan dit nie doen nie. Vader God doen dit, hy vergewe my. Hy was my skoon. Dis iets wat hy doen. En dan maak hy my vry. Hy maak my vry van die hel. En gee my die ewige lewe in Christus. Dis iets wat hy doen. Hy gee dit vir my. En dan rekonsilieer hy met die Vader. Hy gee my terug die plek in my Vader se hart waar ek hoor. Dis iets wat Jesus doen. Dis iets wat ek kan doen. En ek word weer gebore. Uit sonde uit dit uit, en word gebore in hierdie nuwe lewe, skoon, vergifnis, gerekonsilieer. Wedergeboorte is iets wat die Vader doen. So ek kom en ek bekeer myself, en dan word ek wedergebore. En dan ontvang ek 'n erfenis, wat in die hemel is vir my. Maar vriende, hou nie op daar nie. Hou nie op nie. Want onthou, ek is nog steeds hierso. Ek spring nie hemel toe nie. Die Here wil my hier hê, want ons goed wat hy deur my wil doen. En ek wil vir jou wys. So met wedergeboorte ontvang jy iets. Jy ontvang ewige lewe, maar jy ontvang nog iets. Ek wil vir jou lees.
Matteus 13 vers 44. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat, wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daardie saailand. Jy sien, hy sê, dis soos 'n man wat alles verkoop het. Wedergeboorte. Ek lê my lewe neer. Ek staan op as 'n nuwe mens in Christus. En dan ontvang jy 'n saailand. Jy ontvang 'n saailand terwyl jy op aarde is. Nou 'n saailand is iets, dis wat die woord sê. Dis 'n stuk grond met potensiaal in, wat 'n oes kan voortbring. Maar ek moet die saad lê, ek moet die grond bewerk, ek moet water gooi, ek moet bemesting gee, ek moet die onkruid uithaal. Daar's goeders wat ek moet doen, mense. Maar in daai saailand is 'n skat. Dis soos 'n boer as hy 'n plaas koop. Hy koop 'n plaas omdat hy die skat sien in die saailand. Die skat is nog nie daar nie, maar daar's 'n skat. Maar nou moet die boer gaan die grond voorberei en hy moet ploeg en plant en nat maak en bemes en kunsmis en allerlei goeders doen sodat hy die skat kan kry wat verborge is in die saailand. So mense, ek en jy, as ons die Here ontmoet en ons gee ons lewe oor aan die Here, ontvang ek en jy 'n skat in die hemel, 'n erfenis, maar ons ontvang ook 'n saailand. Hierdie is goed, ek gaan dit vir jou wys. Jy ontvang ook 'n saailand. Hoekom? Ek gaan vir jou wys. Kom ek wys jou. Maar voor ek daar gaan, wil ek net dit bewys nog gou met nog 'n skrifgie hierso. Want as jy 'n saailand ontvang jy, so as jy wedergeboorte ontvang jy 'n saailand. As jy 'n saailand ontvang jy nog iets. Kom ons kyk gou wat dit. Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Sien ons weer? Erfenis. Maak skatte, want hy nou nog gepraat van 'n skat ook. So maak daai skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel of waar nie diewe inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Jou skat, Vader God. Waar is jou hart? Is jou hart in die koninkryk van lig of in die koninkryk van duisternis? Waar is jou skat? Want waar jou skat is, sal jou hart wees. En waar jou hart is, sal jou skatte volg. Jy sien, hy sê, moenie skatte bymekaar maak op aarde nie. Maak skatte bymekaar in hemel. Want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. So as Vader God, as jy 'n erf is, jy wedergebore kry jy 'n skat, Vader God. En as jou hart daar is, gaan jou skatte, wat verborge is in jou land, gaan vermeerder. En hy sê, maak skatte bymekaar in die hemel. Dis iets wat ons moet doen terwyl ons op aarde is. Is ek reg? Dis iets wat ek eendag kan doen in die hemel nie. Nee, dis iets wat ek net nou kan doen. En as die venster toemaak, het ek nie meer daai geleentheid nie. Mense, ons het almal 'n skat in die hemel, maar jy het ook 'n saailand vol skatte. En ek en jy moet daai skatte ontdek. Jy moet dit kan sien dit in die potensiaal van die grond. Ontdek daai grond, ontwikkel daai grond, werk daai grond, sodat jy skatte kan bymekaar maak. Kom ons kyk wat dit is. OK, in Genesis 12 het God vir Abraham geroep. En vers 4 sê en Abraham het gegaan. God roep jou, mense. God roep jou. Die Here sê, kom, ek het iets vir jou, ek het 'n saailand vir jou. Vader God het vir Abraham geroep, en hy het hom geroep na land, Genesis 12 vers 1, en die Here het aan Abraham sê, gaan uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na 'n land wat ek jou sal wys, na 'n skat, na 'n saailand, na 'n plek wat ek jou sal wys. Hoekom? Want ek wil hê jy moet floreer, want hierdie is die goed wat gaan saak maak op die einde. Hierdie is die goeders wat waarde het. Hierdie is die goed wat vir jou gaan op die einde van jou dag sê, wow, dit was amazing. Ek het die wedloop gehardloop en ek het hom voltooi. Die Here het 'n saailand waar jy voorspoedig kan wees. Maar die Here het Abraham geroep na 'n plek, nie net om na die oorloop van melk nie, want hy wou sy volk by 'n plek gehad het waar hulle in eenheid saam met God kon heers en waar hulle die Here kon gedien het. Die Here het hulle geroep na 'n plek toe, want die Here wou daar saam met hulle gewees het. En hy het tempel ook daar gebou. Want die Here wil in teenwoordigheid wees.
So die Here het 'n erfenis vir Abraham gehad, soos wat 'n erfenis vir elkeen van ons het. Nou hier is die ding, hoor hierso. So hoekom het ek en jy saai land? Ek wil vir jou lees, Genesis 13:15. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou en aan jou nageslag gee tot in ewigheid. Ewigheid is hierso, is ek reg? So die Here gee hierdie vir ons. Maar so toe die Here vir Abraham roep, en jy kan oral gaan lees omtrent, waar die Here vir Abraham roep, sê hy heeltyd vir jou en jou nageslag, vir jou en jou nageslag. Ek het 'n belofte vir jou nageslag. Hierdie is nie net vir jou nie. Ja, Abraham, dit is vir jou. Dit is sodat jy ook wedergeboorte kan ervaar. Nee, maar dit is nie net vir jou nie. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Jy het 'n saailand. Ek roep jou na 'n land toe, want dit is ook vir jou nageslag. So, die eerste een, daar's 'n erfenis vir jou, Abraham, daar's 'n erfenis vir jou, maar daar's ook 'n erfenis vir jou kinders. Die Here het 'n erfenis vir jou kinders. Want die Here sê, Abraham, vir jou en vir jou nageslag, vir jou en vir jou kinders. Dit is saailand, mense, wat jy moet bewerk. Toe my kinders gebore is in my huis, het die Here vir my saailand gegee. Ek moet daai saailand bewerk. Ek moet saad saai. Ek moet dit nat maak. Ek is verantwoordelik vir daai saailand, want ons is skat. Ons is skat, dit is my kinders. En hulle het 'n erfenis, maar ek moet hulle lei daarna toe. Sodat hulle dit kan ontdek, sodat hulle vir self kan kies, maar ek moet hulle vat na daai plek. Ek moet daai land bewerk. Mense, as jy jou hart vir die Here gee, het jy 'n saailand. Jy bewerk die saailand, want jou kinders het 'n erfenis. En ek wil hê my kinders moet daai erfenis beerwe. Spreuke 13:22, 'n goeie mens laat sy kinders erwe. As die Here jou roep, is dit goed vir jou kinders. As die Here jou ergens in roep, moenie bekommerd wees vir jou kinders nie. As die Here jou ergens in stuur, is dit goed vir jou kinders. Ek het in 'n huis groot geword wat ons het 'n bietjie Dinsdag aand geshare, ek dalk so 'n bietjie geovershare, maar anyway. Maar ja, toe ek 5 was, my ouers geskei en dit was maar die kant toe en daai kant en klomp goed het gebeur. My pa's dood toe ek 16 was en ek het maar bietjie haywire gegaan en in die wêreld gegaan en toe ontmoet ek die Here. Toe raak ek lief vir die Here. I fell in love. En vandag dien al my seuns die Here, omdat ons die saailand bewerk. Jy sien hulle, omdat ek my erfenis opgeneem het ek gesê ek wil hê my kinders moet die erfenis ook ontvang. En die Here gee jou saailand. En die Here wil vir Abraham en sy nageslag bless, maar mense, daar's ook ander mense om jou. Daar's ook ander mense in die wêreld wat stikkend is, wat seer is, wat uitroep en goeders doen, want hulle weet nie waar anders heen om te gaan en hoe om die goeders te staan. Daar's ander mense ook, wat ook 'n erfenis wil hê. Yes, jy het 'n saailand, jou kinders, maar jy het ook 'n saailand. Dis ander mense. En ek wil vir jou lees. In 2 Korintiërs 5:18. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Kan jy sien? Die Here het gekom aan die kruis sterf sodat ons met hom versoen kan word. Maar as ons met hom versoen is, ontvang jy die bediening van versoening om ander mense met hom te versoen. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het en deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Hy kan jou toe vertrou. Werk die land. Jy het 'n verantwoordelikheid. Wees getrou. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Mense, jy het 'n saailand wat jy moet bewerk, maar ons mense wat 'n erfenis moet ontvang. En ons moet hulle versoen met die Here. Maar hier is die ander ding. Die Here het ook 'n erfenis. Ek wil vir jou lees.
Efesiërs 1:17, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Kan jy sien, as jy instap in dit wat die Here vir jou gegee het, as jy soos Abraham sê, ja, ek sê ja Here, en ek journey, en ek gaan in die beloofde land in, en jy begin die beloofde land vat, en jy begin mense, jy begin die land bewerk, en jy begin vir mense help om hulle erfenis te ontdek, dan ontvang die Here sy erfenis, deur jou, want sy erfenis is mense. En daarom sê die Here, maak skatte in die hemel met mekaar. Wat kan jy saamvat? Ons kan niks van hierdie wêreld saamvat, is ek reg? Al wat ons kan saamvat is mense. So maak skatte in die hemel met mekaar. Wat is ons skatte in die hemel? Dis mense en die Vader. So mens, terwyl ek wil nie arm wees daar nie, ek wil nie met leë hande daar instap nie. As ek dan 'n erfenis ontvang het in my saailand, ek wil my saailand bewerk, sodat ek skatte kan met mekaar maak in die hemel. So ek instap is al mense wat hardloop en sê, Mirop, dankie vir jou sacrifice, dankie dat vir daai woord, dankie vir daai broodjie wat jy kom aflewer het, dankie dat jy vir my gebid het toe ek op die grond was en nie geweet watter kant, dankie dat jy my opgetel het, dankie vir daai, dankie vir die, ek wil getuienis hê, ek soek skatte in die hemel, mense, ek wil my saailand bewerk, sodat ons skatte in die hemel kan kry. Hoe bou ons dit? Ek wil vir jou wys, net vinnig, hoe bou ons skatte in die hemel? Mense, een boom, beslag. Vir jou video wys. We have that video. Kyk of al klank is nie. Als ons klank man. Waar so, daar sit Johan. Hey Johan, sorry man. Is reg, no problem. Kom nou reg kry. Terwyl hom reg kry. Hoe bou ons erfenis? One tree at a time. Bou ons erfenis. En dan mense na tyd kan jy woestyn verander. Want een boom bring saad. Volgende boom gooi saad. En so begin ons 'n woestyn vol bome plant. En 'n dorre plek raak 'n oerwoud. Omdat ons grond bewerk. En een boom per dag plant. Het ons al klank daar, nee. Wat sê? Cool. What shall we like? This is why I do.
Dan sê mense, 1 boom op 'n dag, 1 stoel 'n week. Ek wil jou challenge. Kyk, kan ek eerlik wees? Dit gaan nie oor getalle nie, maar dit gaan oor getalle. Dit gaan nie oor getalle vir my trots en vir my pride en vir daai goed, gaan dit nie oor getalle nie. Maar vir die koninkryk gaan dit oor getalle. Ek wil vir jou sê, wil jy nie 'n leesstoel vat? Vat 'n leesstoel, maak dit joune, en as jy 'n naam daar wil sit 'n naam daarop. Maar as jy net 'n persoon, wil jy nie eienaarskap vat van 'n leesstoel nie. En sê, Here, ek gaan bid, Here. Want Here, dit gaan nie oor my nie. Dis nie vir Hebron, Here. Ons wil nie, Here, maar dit gaan oor die koninkryk. Here, ek wil eienaarskap van 'n leesstoel. En ek wil bid, Here. Stuur iemand my pad. Sit iemand op my grondgebied, Here. Sit iemand op my saailand. Here, wat ek kan saadjies saai, wat ek kan nat maak, wat ek kan nurture, wat ek kan daar wees vir hulle. Here, maar ek bid hulle sal groei en kom vrug dra, wat hulle stoel sal kom sit. En dan vat ek weer 'n stoel, en dan vat hulle weer 'n stoel. En so begin ons hell conquer en heaven populate. Maar dit vat ons saam. Daai was een ou gewees, 37 jaar. Maar ek dink nie dat ons dit saam kan doen, want hier sit soveel bome wat saad kan uitgooi. Ek wil vir jou vra, daar waar jy is, vat dit. Maak 'n leesstoel en kom vul daai stoel. Maak hom joune en vul hom. Alright, so plant 'n boom. Die tweede een is bring mense in die lig. Bring hulle in die lig. Ek wil vir jou lees. En hy het die hart van die vaders teruggebring tot die kinders en die harte van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. As ek daai skrifgie lees, dan sê die skrif dat ek gaan die harte van die vaders na die kinders draai en die harte van die kinders na die vader. En ek het daai skrif soveel keer gelees en ek hoor hom baie keer op mannekampe en oral en dan sê ek, Here, en ek sit eendag in my kantoor en ek sê, Here Jesus, ek sien net hoe harte van mekaar af wegdraai. En ek challenge die Here daai dag en is genuine. Ek het daar gesit en ek het gesê, okay Here, ek challenge jy. Ek gaan nie opstaan voor U nie my gaan wys nie. Want ek wil weet hoe die harte na mekaar gaan draai. En die Here sê, lees die skrifgie net voor dit en dit sê, en kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En ek dacht, so en Elia, en dan sê dit, en Elia gaan die harte van die vaders na die kinders draai. Ek sê, prys die Here. So dis wat die Here gaan doen. Hy gaan Elia gebruik om die harte van die vaders en die kinders na mekaar draai. En ek sê, Here, man, daar's 'n probleem. Elia is dood. En hy vat my toe na die volgende skrif in Matteus 11 vers 13 en 14, want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom, en ek sê, prys die Here, so Elia gaan die harte van die vaders na die kinders draai, en die harte van die kinders na die vader. Ek sê, yes Here, dit is amazing, daar is net een probleem, Johannes is dood. Hoe gaan jy dit doen? En die Here vat my toe na die volgende skrif, na Johannes 1 vers 6, daar staan, daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom en om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So hiersoos hoe die Here die harte van die vaders, die harte van die kinders gaan draai na mekaar toe. Is as ons luister na die getuienis van Johannes, om te sê, Jesus Christus het aarde toe gekom en kom sterf, en ons luister na die getuienis van Johannes en ons verkondig dieselfde getuienis. Wat gebeur as jy in die lig instap, en jy vat dit, en jy stap in dit in? Jy ontvang die liefde van die Vader. En wat doen die liefde van die Vader? Draai jou hart. En nou onmiddellik raak jy lief vir mense, jy begin 'n hart van vergifnis kry, die Here kom, maak 'n harde hart sag, en onmiddellik draai ons harte, en dit is hoe die harte van die Vader en die kinders aan mekaar gaan draai. As ons die getuies van Jesus Christus hoor, ons gee ons lewe oor, ons ontvang hom, dan draai ons harte na mekaar toe, en dis wat ons moet doen. Ons moet die woord op 'n saailand na die mense toe bring, sodat hulle kan ontvang, hulle harte kan draai, en hulle erfenis kan ontvang. En nommer 3, maak disippels, Rigters 2 vers 10. En toe ook, Jesus, hele Israel is deur die woestyn, is in die beloofde land, en sorry, het gaan 'n bietjie lank vandag, maar ek gaan nou land.
En ons moet disciples ook maak, Rigters 2 vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vader saam, hulle staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en hulle het Baals gedien. Ek sê, Here, hoe is dit moontlik? Hier's 'n volk wat uit die woestyn uitkom. Hulle het gesien hoe u manna vir hulle gee, hoe u 'n see oopmaak, hoe die mure van Jerigo val, hoe u nasies voor hulle uitgaan. En hier staan hulle kinders op die volgende geslag en hulle dien Baal. Hoe is dit moontlik? En die Here sê vir my, dis omdat hulle dit nie ervaar het nie, hulle net gehoor daarvan. Jy sien mense als Saailand, ons moet die mense bring, dat hulle kan deel wees van wat ons doen. Ons moet hulle vat op die frontlyne, ons moet hulle uitvat op uitreike, ons moet die mense vat op die frontlyne, waar hulle kan sien hoe die Here die see oopmaak, hoe die mure van Jerigo val. Ek onthou toe ek met my seuns gejourney het, ons vir 'n hele jaar, elke Dinsdag aand, na die verskillende hospitale toe gaan en gaan bid. En ek wil gehad om sien hoe die Here mense gesond maak. Ek wil net hulle moet hoor van dit nie, ek wil hulle moet ervaar. En dan wil ek afsluit met die laaste enetjie. Is bring mense na die kerk toe. Want die Here werk deur sy kerk. Nou ek weet, hierdie is nie noodwendig kerk nie, ons is die kerk. Maar mense, ek wil net ietsie sê rondom die kerk. Want daar's 'n witplank. Aan die een kant is jy en aan die ander kant is die wêreld. Jy kom kerk toe om 'n woord te ontvang van die Here, om versterk te word, om opgebou te word en om bemoedig te word. En jy kom kerk toe sodat die Heilige Gees jou kan aanraak en jy die Heilige Gees kan ervaar. Maar mense, ek wil vir jou sê, as jy net kerk toe kom vir dit, is dit jammer. En as jy net kerk toe kom om hierso die teenwoordigheid van die Heilige Gees te ervaar, is dit jammer. Want dan kom jy sodat iemand dit vir jou gee. Jy wil hê 'n mens moet vir jou, en as hy die Heilige Gees werk nie, het nie vandag gewerk nie, of dit het nie gebeur nie, of te min van dit, of te veel van dit, of dit. Mense, jy moet dit nie hier kry nie, jy moet dit nommer 1 in jou binnekamer kry. Verstaan jy? Dan gaan jy dit nie noodwendig hier hoef te soek nie, maar mense kry dit nie in hulle binnekamer nie, en dan wil dit op Sondag hê. En as dit nie gebeur nie, dan die kerk werk nie vir my nie. Mense, yes, jy kom vir dit. Dit is so. Maar mense, jy is wedergebore, jy kom vir die verlorenes. Kerk is vir die verlorenes. En ons moet dit nie onveilig maak vir hulle nie. Dit moet veilig wees vir verlorene mense om in te stap. Want dis hoekom ons hier so is. Jy's nie, as jy kerk toe kom net vir jouself en ondervinding vir jouself, is dit jammer. Ek is eerlik. Jy moet kerk toe kom oor ander, oor die verlore mense. Die Here het geen wonderwerk in die kerk gedoen nie. Sy wonderwerk was in die markplein gewees. In die kerk het hy opgestaan, die boeke gevat en gelees, sodat mense die woord kan ontvang. Dis halftyd hierdie. Die game is daar buite. Hierdie is nie die game nie. As jy kerk toe kom en jy dink jy speel die game, maak jy 'n fout. Jy kom om strategie te kry om die game te gaan speel. Die game is daar buite. En dan as jy die game speel, bring jy dit wat buite is hier in. En ons maak dit maklik vir hulle om hiernatoe te wil kom en hierso te wil bly. Maar jy moet jou Heilige Gees moments in jou binnekamer kry. Jy moet jou woord en die Here soek in jou binnekamer. En ons gaan dit hier kry. Want ons sê, ons doen net dit wat ons sien die Vader doen. Maar ek gaan nie mense please nie. Sorry, ek gaan nie die Heilige Gees forceer vir jou nie, so jy experience moet hê. Jy moet dit kry. Jy moet dit soek. Sorry, ek praat nou baie hard hier, so ek jammer. Maar mense, ek is hier vir jou en ek is hier vir my, maar ek is ook hier vir die verlore mense daar buite. En daarom wil ek 'n leesstoel hê. Sodat ons daai ou hier so inkom en hy verstaan ons nie, hy verstaan nie wat ons doen nie en hy weet nie ons operate nie. Wil ek jy moet gemaklik voel. En wil ek jy met die Here kan ontdek. En wil ek jy met 'n klein groepie kom, want daarso gaan dinge gebeur. Daarso gaan ons anders wees. En daar gaan hy die Here ontdek op 'n ander wy. Sodat hy ook iemand kan bring na 'n plek toe. Jesus, ek is hier vir myself, maar ek is ook hier vir die verlorenes. Reg. Ek gaan die res los, is te veel. Kom ons bid saam. Here Jesus. Dankie Here. Is daar enige iemand wat nog nie sy hart vir die Here gegee het nie, wat sê Here Jesus, ek het nog nie my erfenis ontvang nie. Mense, daar's 'n venster van geleentheid. Die Here kom vanoggend. Miskien is jy so 'n afspraak met jou. Die Saailand is voorberei vir jou.
sodat jy kan sê, ja, Here, ek wil my lewe neerlê, ek wil weer 'n geboorte ervaar, sodat ek 'n erfenis kan hê. Is enige iemand nog nie sy hart vir die Here gegee het nie? Vir wie ons kom bid? Dankie Here Jesus. Dankie Here dat ons U ken, Vader. Dankie Here dat U vir ons 'n saailand gee. Here, gee ons 'n hart vir daai saailand. Gee ons 'n liefde vir daai saailand. Here, U het so groot liefde gehad dat U, Vader, dat U seun gestuur om te sterf vir die saailand. Here, ek wil sterf vir die saailand. Here, ek wil saad in daai grond sit. Here, ons mense wat hel toe gaan. En Here, en ek sien hulle môre. Gee my 'n hart vir hulle, Here. Here, sodat hulle kan inkom in 'n plek wat veilig is, waar ons vir hulle kan lief wees, waar hulle U kan ontdek, en waar hulle disipel kan word. Dankie Jesus. Dankie Here Jesus. Die vir ons lief is. Dankie dat die kruis gesterf het vir ons. Ons eer U. Dankie vir die ewige erfenis. Amen. Amen.